Nou broers en susters, ek nooi hom saam met 'n blaai in die woord van die Here na Matteus hoofstuk 11. Matteus hoofstuk 11 en ons gaan twee verse daar saam lees, twee op die bord. En dan gaan ons kyk wat die Here vanoggend deur sy woord vir ons wil sê. Jesus is self aan die woord en hy sê die volgende. Hy sê: "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig." Nou, liewe gemeente, as ons teksgetrou wil preek, dan moet ons verstaan dat hierdie twee verse vorm deel van 'n groter gedeelte in die Bybel. In die teologie praat ons van perikope. En so as ons hierdie gedeelte wil verstaan, moet ons die hele hoofstuk lees, die hele hoofstuk 11, maar ook in die aard van die saak die hoofstuk wat hom voorgaan, hoofstuk 10. En as ons daar by hoofstuk 10 begin, dan sien ons dat hierdie gedeelte word opgestel met Jesus wat so pas sy 12 disippels, sy 12 apostels uitgestuur het met die opdrag om die koms van die koninkryk van God nie net te gaan verkondig nie, maar dit ook te gaan demonstreer. En dan in hoofstuk 11 is Jesus 3 keer aan die woord. Eerste keer wanneer hy oor Johannes praat, Johannes die doper, en ons almal ken die karakter Johannes in die Bybel. Die woord sê, Jesus self het gesê, van die Ou Testamentiese profete was daar geen groter as Johannes gewees nie. Hy was die wegbereider vir Jesus Christus gewees. Maar hier in hierdie gedeelte van hoofstuk 11 vind ons Johannes, 'n man van geloof, en hy is in die tronk. Hy is in die tronk. En ons almal weet, die tronk is nie die aangewese plek om te wees nie. 'n Tronk, geestelik gesproke, spreek ook van baie dinge in 'n mens se lewe, maar in Johannes se lewe, natuurlik weet ons, hy was in die tronk vanweë die evangelie van Jesus, se verhoor afwagtende, hy het uiteindelik ook gesterf. En hy sit daar in die tronk, en ons kom agter uit die vraag wat hy vra nadat hy 2 van sy disippels gestuur het om te gaan uitvind of die gerugte die waarheid is wat die ronde doen. Hy het gehoor van die wonderwerke wat deur 'n sekere man gedoen word, Jesus. En nou stuur hy 2 van sy disippels uit om navraag te gaan doen met hierdie woorde: "Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?" En ek dink ons mis dit baie keer in die teks, maar dit is vir my duidelik dat daar 'n bietjie twyfel in Johannes se vraag was, nê, gewonder. Dalk miskien in sy hart vir homself gesê: "Jong, was al die dinge wat ek deurgegaan het, die feit dat ek in die tronk sit, die feit dat ek my lewe amper asketies prysgegee het." Ons lees van Johannes op 'n stadium waar hy in die woestyn is as wegbereider en kameelvel dra en sprinkane eet, heeltemal homself afgesonder met die oog op die koms van Christus en sy koninkryk. En hier dalk so 'n stukkie twyfel, iets in sy stem wat sê: "Gaan hoor net, gaan maak net seker, het die Messias werklik gekom? Is dit hy? Is alles wat ek gedoen het, is al die opoffering wat ek deurgegaan het, was dit toe al die tyd die moeite werd gewees?" En dan verander hierdie gedeelte na 'n tweede perikoop toe, waar Jesus die volgende oomblik met die skare praat. Mense wat baie gehoor het, baie gesien het. En die 3 stede waarvan hierdie gedeelte praat, Gerasen, Betsaida en Kapernaum, was alles Joodse stede gewees, oorwegend Jode wat in daardie landstreke gebly het. En dit was mense wat kinders van die verbond was. Dit was mense soos wat Paulus later in Efesiërs 2:12 sê, verbondskinders was. Hulle was deelhebbers van die verbonde, die beloftes. Hulle was nie sonder hoop en sonder God soos die heidene gewees nie, maar nie teenstaande die feit dat hulle verbondskinders was en die wet van Moses gehad het en goed onderrig was in wat God wil hê en nie wil hê nie. Hoor ons dat Jesus melding maak daarvan dat hierdie mense teruggeval het te midde daarvan
dat hulle geweet het wat reg en wat verkeerd is en wat God van hulle verwag. Ons vind mense wat deur Jesus beskou word as teruggevallenes, mense wat in sonde geval het en wat eintlik gebind was en in slawerny was, alhoewel hulle gedink het dat hulle verbondskinders was. En dan uiteindelik praat Jesus met sy Vader waar hy erken dat hierdie dinge wat beloof word, verlossing, die rus, die koms van die koninkryk van God, nie vir selfversekerdes is nie, maar vir die wat soos kinders weet dat hulle God nodig het. So tussendeur die vertelling is Jesus, begin hy praat, begin hy bid, en dan tree hy in hierdie gesprek met sy hemelse Vader, en dis amper asof hy homself herinner, en dan ook aan die toehoorder van hierdie gedeelte, dat dit so noodsaaklik is, dat ons moet besef, dat ons nie sonder God kan leef nie. En dan, na al die woorde, al die spanning in die teks, en die erkenning van geestelike moegheid, van sonde en dies meer, kom Jesus, verrassend genoeg. En 'n mens sal dink dat Jesus na al hierdie dinge dalk miskien sou kom na hulle toe en miskien 'n oordeel uitspreek, miskien 'n baie sterk vermaaning, of dalk met 'n nuwe stel reëls of regulasies kom, maar Jesus doen die teenoorgestelde. Jesus kom en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Liewe gemeente, toe ek dit lees, toe besef ek hierdie woorde van Jesus het nooit verander nie. Hierdie woorde wat Jesus 2000 jaar terug gespreek het, echo tot in ons midde vanmôre. Jesus kom vanoggend na ons toe. En dis die woord wat die Heilige Gees in my hart gelê het. En hy sê vir ons vanmôre, kom na my toe. Ja, ook ons dra soos Johannes ook vrae in ons rond wat nie beantwoord is nie. Nou ja, as ons terugkyk op die jaar wat agter ons is, dan is daar dalk baie van ons wat vanoggend hier sit wat sê, jong, ek het aan die einde van 2025 meer vrae as wat ek antwoorde het. Vir my persoonlik was hierdie seker een van die mees uitdagendste jare in my bediening gewees. En glo dit of nie, teen die einde van hierdie jaar het ek in sekere areas van my lewe meer vrae as wat ek antwoorde het. Daar was 'n stadium gewees wat ek dinge vir die Here gevra het, en die Here praat ons met elkeen van ons uniek. Toe sê die Here vir my, luister, ek het nie nodig om myself aan jou te verduidelik nie. Raak vir my net rustig. Ek weet wat ek doen. En dit is al wat die Here gesê het, hy het dit daar gelaat. Ja, van ons wat vanoggend hier sit, het hierdie jaar ook soos Johannes met twyfel in ons harte rondgeloop. Ja, hy's van ons wat vanmôre hier sit wat besef dat met al ons kennis, met al ons planne en goeie voornemens kan ons baie van hierdie vraagstukke nie oplos nie. Al wat ons kan doen is om net te bly vertrou. Maar te midde van al hierdie dinge kom die Here ook vanoggend na ons toe, en ons hoor die woorde van Jesus, en ek wil hoor dat jy vanmôre die hartklop van die Here moet hoor. Dis sy hart vanmôre om ons in te trek opnuut in sy genade, om ons in te trek in die riem van sy liefde, en dat ons vanmôre moet besef dat die Here kom nie op die rug van al hierdie dinge wat ons elke dag in ons lewens beleef. En wanneer ek sekere dinge aanspreek, moet jy nie hoor dat ek dit vanmôre versag en sê dat dit maar goed is dat daar sekere dinge teenwoordig is nie. Maar die Here kom vanmôre en hy sê, te midde van die teenwoordigheid van hierdie dinge, wat dikwels hoogtyd vier in ons lewens. Ja, soms is dit ons eie doen, en ander kere is dit dinge wat oor ons pad gebring is. Kom die Here, en hy kom sê vanmôre vir ons, kom na my toe. Almal wat vermoeid, en almal wat belas is. Ek dink baie keer, veral in die dag waarin ons leef, het ek agtergekom, en as jy so 'n bietjie terugtree, en jy dink aan die wêreld, en jy dink aan die menslike sielkunde, dan dink ek, sal jy saam met my stem, dat ons leef vandag in 'n wêreld waar swakheid eintlik maar tot 'n groot mate verag word. Is dit nie so nie? Moegheid word gesien as luiheid. Twyfel
Veral vir Pinkstermense word gesien as ongeloof. Kyk, jy moet net altyd positief praat. Jy moet net nie klink of jy twyfel nie, dan is jy 'n ongelowige Thomas. Stadig beweeg word gesien as agteruitgang, nê, want ons leef in 'n kultuur wat sê, hou aan, doen meer en wees sterker. Kom kerk, is dit nie so nie? As jy vir iemand vra vandag hoe dit met hom gaan, wat is die antwoord wat jy kry? Nee, besig. Is amper asof besig wees 'n badge geword het in die dag waarin ons leef. As jy nie besig is nie, is jy lui of jy is besig om die plot te verloor, nê? En baie keer sluip daardie stemmetjie selfs die kerk binne, en baie keer eindig mense op met 'n supergelowige narratief. Amper as 'n tipe van 'n triomfalistiese spiritualiteit, waar alle menslike beperkings ontken word, want om enige vorm van swakheid te erken, is dan 'n teken van ongeloof. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, ek het so 'n bietjie my huiswerk weer gaan doen, en ek is nou genoop om elke week huiswerk te doen, nou 2 maande laas, ek het daarom 2 troues in die tussentyd ook gedoen. Maar wanneer ek die Bybel lees, dan kom ek agter dat nêrens in die skrif word ons geleer om ons menslikheid te ontken nie, maar eerder dat ons God se krag binne ons menslikheid moet erken en daagliks moet ontvang. Kan ek dit weer sê vanmôre? Nêrens in die skrif word ons geleer om ons menslikheid te erken nie, te ontken nie. Maar eerder dat ons God se krag binne in ons menslikheid moet erken. Dat ek moet erken dat ek mens is, en omdat ek mens is, daarom het ek elke dag God se genade nodig. Ja, ek weet die woord sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ja, ek weet die woord sê dat dieselfde gees wat hom uit die dood het opgewek het, is dieselfde gees wat in my woon. Ek weet die woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar ek moet nooit vergeet nie, Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 7, hy sê, maar ons het hierdie skat, ons het daardie skat, Christus, ons het hom in 'n erdekruik. Het jy al 'n erdekruik gesien? Nou, erdekruik is nou iets wat nou tot die antieke wêreld behoort, nee, maar 'n erdekruik is 'n broos ding. Die Bybel gebruik hom dikwels as 'n erdekruik wat potskerwe wat skielik val en breek, sonder dat daar eers veel met hom gedoen is. Paulus sê, ons het hierdie skat wat Christus is, ons het hom in 'n erdekruik. En God het juis sy skat in 'n erdekruik gesit, sodat die oortreffende krag aan God kan behoort, en nie aan jou en my nie. Partykeer, toe ek jonger was, ek sou nooit vergeet nie, my skoonpa, as ek nou die huise kan praat, hy sal dalk nie eens onthou nie, hy het eendag gesê, toe ek baie jonk en vol bravade was, hy het gesê, jong, hy dink, hy kan enige iets doen. Het was nou nie so kras gestel gewees nie, maar het het min of meer op dieselfde ding neergekom. Dink ek kan enigiets doen, sien kans vir alles, ek kan die wêreld behorings neem, ek sit nou 'n klomp stertjies aan en dis meer, nee. En as jy jonk is, dan dink jy so, man, ek kan nie breek nie, man, ek is van staal gemaak, en ek kan enige ding doen wat ek wil, maar dan kom daar 'n punt in jou lewe, wanneer druk op jou uitgeoefen word, wanneer die storms begin woed, en jy voor goed te staan kom, en jy besef met eens, luister hier, so sterk as wat ek dink ek is 'n erdekruik, ten beste. En die Bybel sê nie, ons is net swak, of ons is net sterk nie, maar ons is breekbare draers van goddelike krag, en omdat ons breekbare draers van goddelike krag is dit so dat ons moet erken dat ons soms vermoeid gaan word, en dat ons soms belas gaan wees, en daarom die uitnodiging van Jesus af, elke dag van ons lewens, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Daar is nie een van ons wat vanmôre hier sit, wat nie vermoeid en belas is nie. Jesus sê nie, kom wanneer jy sterk is nie. Jesus sê, kom nou, kom soos wat jy is. In Matteus 11 sien ons mense wat nie opgehou het om te glo nie, maar hulle het moeg geraak. Hulle het lank gehoop. Hulle het lank gewag. Hulle het lank probeer om die regte ding te doen, en Jesus skaam homself nie vir hulle nie. Ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre. Jesus verwerp hulle nie. Hy sê nie hulle geloof is te klein nie, maar hy nooi hulle nader, want dis die hart van God. God
verstaan wat jy en ek deurgaan. God verstaan en weet dat ons feilbaar is, dat ons mens is. Hy weet dit baie goed. Ek wil vanmôre vir iemand sê, luister hier vanmôre, moegheid is nie altyd 'n teken van ontrouheid nie. Maar dis dikwels die gevolg van volgehoue getrouheid in 'n moeilike wêreld. Ek wil vir jou sê vanmôre, en ek preek nie vanmôre vir mense wat ek moet probeer oortuig nie. Dis nie maklik om die Here te dien in die dag waarin ons leef nie. As jy werklik godvrugtig wil leef, sê die Bybel, sal jy vervolg word. Die Here sê dit. Dis nie maklik om stroom op te swem, terwyl almal stroom afswem nie. Dis nie maklik om te sê, so sê die Here, terwyl mense in die dag waarin ons leef lankal vir hulle self besluit het, wat die Here sê en wat dit beteken nie. Dis nie maklik nie. Ja, die woord sê dat selfs die jong manne word moeg en mat. En manne struikel selfs en hulle val. Prediker 1 vers 14 praat van 'n man wat by 'n plek gekom het. Die prediker self wat sê, alles is te vergeefs en gejaag na wind. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, dis nie ongeloof nie, dis 'n eerlike waarneming van iemand wat lank genoeg na die lewe gekyk het. Lank genoeg gebid het, lank genoeg probeer het, lank genoeg gestry het en geveg het vir wat reg is, en op 'n plek gekom het, waar so 'n persoon moeg geraak het en uitgeput geraak het. Moeg van probeer, moeg van dra, moeg van aanhou. En Jesus sê vanmôre, vir daai mense, is dit jy vanmôre? Jy hoef nie jou kop te skud nie, want ek weet dat erkenning van swakheid is nie iets wat beny word nie, in die dag waarin ons leef nie, maar Jesus roep jou en my vanmôre na hom toe opnuut. Is jy moeg? Is jy mat? Baie keer loop ons net met gameface rond. Ons kerkmense is goed daarmee, is dit nie so nie? Dalk nie daar by julle in die stad nie, Jolandi, maar hier in Vryheid, gameface. Hoe gaan dit met jou? Nee man, dit gaan goed met my. En dan vra iemand, hoe gaan dit regtig met jou? En dan raak jy geïrriteerd, want ek het nou net gesê, het gaan goed. En as jy my nou nog 'n keer vra, want dit krap iets hier binne, want dit gaan eintlik nie goed nie, en ek is bang om swakheid te wys, en daarom wil ek die tweede keer nie hier met dieper krap nie. Maar die Here Jesus kom vanmôre, hy's anders as mens. Hy sê, kom na my toe, almal wat moeg is, almal wat mat geraak het. Ten einde van 2025, harde jaar, lang jaar gewees, dalk in besigheid, dalk in jou gesinslewe, soveel uitdagings beleef. Jy's moeg. Jesus sê, kom na my toe. Maar terselfdertyd moet ons onsself ook die vraag vra, is waartoe gaan ek en jy? As Jesus sê, kom na my toe, waartoe gaan ons? Dikwels, en na wie toe gaan ons, wanneer ons moeg en mat geword het? Ja, daar is baie plekke waar ons kan gaan, en ek hoef nie lang besig daarna mee nie. Ja, soms draai ons na mense toe. Ons dink aan koning Asa, 2 Kronieke 14 tot 16. Asa het regeer in 'n tyd van politieke onstabiliteit, en sy vroeë jare was wonderlik geweest, was gekenmerk aan hervorming, en hy het die volk gelei in die weë van die Here, en hy het 'n opregte afhanklikheid van God getoon. Maar toe kom daar 'n Ethiopiese leer wat teen hom optrek, en hy bid in 2 Kronieke 14:11, hy sê, Here, dit is niks vir u om te help nie. Hoor hierdie man se vertroue in die Here. Hy sê, of met baie of met die wat geen krag het nie. En die Here gee vir hom 'n groot oorwinning. Maar later, toe Israel teen Juda dreig, bid Asa nie. Asa se vertroue het geskuif. Is baie keer met ons so, is dit nie, daai besigheid wat ons begin, ons bid, en ons is afhanklik van die Here, ons bid amper elke dag, en dan, wanneer ons die besigheid het, en hy is lekker op dreef, skielik het ons opgehou bid, want dan weet ons mos nou hoe om hierdie ding te doen. Ons het 'n krisis in ons huis, en ons bid elke dag, en ons het allerlei beloftes wat ons aan die Here maak, totdat die krisis uitgesorteer het, nee, en dan skuif die hart, en is presies wat met
met hom gebeur het, nee. Hy sluit 'n politieke verbond met Aram, betaal tempelskatte, en wanneer die profeet hom aanspreek, raak hy kwaad en hy raak verdedigend, en hy sê in 2 Kronieke 16:7, hy sê, omdat jy op die koning van Aram gesteen het, en nie op die Here jou God nie, van nou af sal daar altyd oorlog in jou grondgebied wees. Wat gebeur? Hy haal sy oë van die Here af, hy gaan soek sy rus en sy leiding by mense, en hy verloor goddelike beskerm, en hy verloor rus. En dis wat die vyand wil hê, broers en susters, hy wil hê, ek en jy moet ons rus verloor in die Here. Hy wil hê, jy moet jou vrede verloor. Hy wil hê dat jy moet steun op die arm van die vlees, in plaas van om te vertrou in die Here. Ja, daar's tye wanneer ons na onsself toe draai. Ons dink aan Petrus. Petrus is opreg lief vir Jesus, passievol, loyaal, dapper. Sy probleem was nooit 'n gebrek aan toewyding nie, maar eerder 'n oorskatting van sy eie geestelike kapasiteit, want toe Jesus met hulle praat, en vir hom sê dat Petrus, voor die haan 3 keer kraai, gaan hy my verloon, toe sê hy, Here, dit sal nooit met my gebeur nie. Hy sê, al struikel almal, ek sal dit nooit doen nie. En toe kom die toetsmoment in sy lewe. Hy word gearresteer. Alles verander. Die spanning, die vrees, die sosiale druk is te veel vir hom. En Petrus bevind homself alleen en hy kom by 'n draaipunt in sy lewe waar opregte bedoelings nie genoeg is nie. En hy besef sonder afhanklikheid van God is selfs die mees toegewyde disipel kwesbaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, broers en susters, as jy sê ek sal dit nooit doen nie, is dit dikwels presies waar ek en jy waaksaam moet wees. Die Bybel sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ja, waartoe draai ons in hierdie tye van ons lewe? En sommige ontvlug na plesier, nee. Ons dink aan Samson. Samson is van geboorte af afgesonder, hy was 'n Nasareër, geroep om Israel te begin verlos. God se gees werk kragtig deur hom. Maar ons sien in Samson se lewe 'n konstante spanning. Ons sien 'n man wat buitengewone krag het, maar swak innerlike dissipline. En hy volg gereeld sy begeertes, bo sy roeping, impulse, bo gehoorsaamheid, en daar ontwikkel in sy lewe 'n patroon van ontvlugting. Elke keer wanneer spanning of konflik ontstaan, dan draai Samson na verhoudings en na plesier en nie na God nie. En elke keer skuif hy net 'n bietjie nader aan die rand, totdat sy geheime oopgelê word en uiteindelik sterf hy. Hy het weliswaar weer gedoen wat die Here wou gehad het hy moes doen, maar uiteindelik sterf hy tussen daardie 2 pilaargange. Rigter 16 vers 17 sê hy het haar sy hele hart oopgemaak, hy verloor sy krag. En Samson wys vir ons hoe maklik gawes 'n plaasvervanger vir karakter kan word. Waartoe draai ons wanneer ons moeg en mat geword het in ons lewens? En dit is so dat wanneer ek en jy moeg en mat geword het, die sielkunde praat van die swak plekke in ons mondering wat geaktiveer word die oomblik wanneer daar genoeg druk op ons lewens geplaas word. As jy wil weet wat binne in iemand is, plaas genoeg druk op hom. Op die een of ander stadium, as jy genoeg druk op iemand plaas, gaan die swak plekke in die karakter, in die mondering geaktiveer word. En die oomblik wat daai swak plek deur druk geaktiveer word, het ons as mens iets waarna ons gryp. Iets waarheen ons ontvlug, om verligting te kry van hierdie swak plek in my karakter en my mondering. En dis dikwels in daardie drukmomente wat die Here vir ons wil wys, wie is ons en waar lê ons eintlike behoefte? Nou wie toe hardloop ons wanneer die swak plekke geaktiveer word? Is dit ontvlugting daar buite? Is dit in sosiale omgewings in? Is dit na geld? Is dit om iets te koop om myself beter te laat voel? Is dit om iets na te jaag sodat ek die leemte en die behoefte wat hier diep binne is kan vul? En Jesus sê nee, ek wil nie julle met daartoe hardloop nie. Hy sê kom na my toe, almal wat vermoeid en almal wat belas is. Ja, sommige mense, en ek dink dit is van toepassing op ons vanoggend nie, maar ek dink daar's
baie mense wat of sommiges wat ook soms so Saul na die okkulte en alternatiewe bronne toe gedraai het, nee. As die Here stil raak en nie gou genoeg beweeg nie en ek te lank moet wag. Maar watter oorde toe gaan ek, na watter mense, na watter bronne toe gaan ek? En vanoggend kom die Here na ons toe en hy sê, ek wil hê dat julle na my toe moet kom. En hoor wat doen Jesus, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom ek voordat ek dit sê vir julle, as ek en jy na enige iets toe hardloop, in die tye van ons lewens wanneer ons moeg en mat geword het, buite na Jesus toe, dan hardloop ons na die verkeerde verlosser en die verkeerde redding toe. En dit is 'n goeie maatstaf vir ons in ons lewens. Waartoe hardloop ek? Is my eerste plek waarna toe ek gaan my binnekamer, waar ek op my knieë voor die Here gaan en hierdie saak na hom toe bring? En dikwels wanneer ons na die Here toe gaan, amper soos ek hierdie jaar wat ek gebid het en aardiglik het die Here my geantwoord het, was nie die antwoord wat ek gehad het nie. As die Here nie gou genoeg antwoord nie, wat doen ons? Dan hardloop ons na oorde toe, menslike bronne, en dis waar ons dikwels die fout maak. Dis dikwels waar die kaarte in mekaar tuimel en ons die grootste foute van ons lewens maak, omdat ons nie wag op die Here totdat sy antwoord kom nie. En Jesus kom en hy sê, kom na my toe, en wat wil hy met ons doen wanneer ons na hom toe kom? Hy sê, neem my juk op julle, vat die juk wat jy dra, die juk wat die wêreld op jou gelê het, die juk wat jou omstandighede op jou gelê het, die juk wat jou gedagtes op jou gelê het, van wie jou verwysing waarmee jy groot geword het, tradisie, wat ook al die juk is wat jy dra. Hy sê, en laat ek jou juk neem en ruil vir myne. Laat ek jou wys, hoe lyk dit om my juk te dra? En dan, in die teks, sien ons wat Jesus dan doen. Nou, sonder om in te veel detail in te gaan, ek dink julle sal al geleer daarvan gelees het, as julle prentjie op die bord sien, van hoe die jukke gelyk het in die destydse wêreld. Nou, hier is een ding van 'n juk, en dit is dat 'n juk nooit net op een dier se skof gesit was nie. 'n Juk was altyd gemaak om deur 2 diere gedra te word. En hier's die mooi van die jukke uit die destydse wêreld. En dit is dat daar altyd, wanneer 'n juk opgelê was, daar altyd 'n sterker dier en 'n swakker dier was. 'n Jonger dier of 'n swakker dier en 'n ouer dier en 'n sterker dier. En wanneer daai juk op 'n dier gesit was, was dit daar om rigting te gee, tempo te bepaal, dit was daar om die las te verdeel, en raai wat, daai juk was so ontwerp dat die sterker dier die meeste van die gewig moes dra, sodat die ander dier kon leer hoe om te loop en hoe om die werk te doen. Nou kom ons trek dit terug na ons eie lewe vandag toe. En ek wil vanmôre vir sê, broers en susters, die Here wil nie dat ons deur hierdie lewe moet gaan moeg en mat nie. Die Here wil hê dat ek en jy moet leef vanuit 'n plek van rus, maar ons het nodig om die juk van Jesus op ons te neem elke dag. En daardie juk van Jesus kan ons alleenlik op ons neem as ons die Heilige Gees in ons lewens inlaat. Want die Bybel sê vir ons in Johannes hoofstuk 16, hy sê vir ons, wanneer die Heilige Gees gekom het, die Gees van die waarheid, hoor wat sê hy, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. As ons 'n bietjie terugblaai na Johannes 14 toe, dan hoor ons daar Jesus sê, en wat julle ook al, verskoon tog, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook al in my naam mag vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. En dan gaan Jesus verder in daai gedeelte, en hy sê in vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hier is die sleutel vanmôre van ons lewens. Ons word moeg en ons word mat. Ons hardloop na die verkeerde bronne en die verkeerde persone en mense in ons lewens, die verkeerde oorde, omdat ons
nie ruimte maak vir die Heilige Gees in ons lewens nie. As ons die wonder van hierdie verhouding met die Heilige Gees benut, gaan ons agterkom dat die rigting waarin Jesus ons lei, dat die dinge wat oor ons lewenspad kom, wat vir ons dalk te swaar is, dat as ons naby aan hom leef, as ons elke dag ingeskakel by hom bly, by sy stem, sy leiding volg, toelaat dat hy ons leer wat gebeur in ons lewens, hy lei ons op 'n pad van rus. Hy lei ons op 'n pad van vrede. Hy lei ons op 'n pad waar ons blydskap in hom het. Jy sien, wanneer die lewe sy druk op ons uitoefen, gaan ek en jy na iets gryp. My vraag is, waarna gryp jy? Gryp jy na die wêreld of gryp jy na die Heilige Gees? Hy is ons helper. Hy wil jou lei. Hy wil jou leer. En dis die mooi ding wat Jesus sê vir ons in Johannes hoofstuk 11, en ek wil dit vinnig daar te vat, ek haas na einde se kant toe. Hy sê daar, dat ek net by my gedeelte kom. Hy sê vir ons in hierdie gedeelte, jong, laat ek net my teks net kry. Laat ek net my teks net gou kry. Ek kan nou nog op hierdie stadium van die geveg, kan ek nou nog die pille blameer. Hy sê in Matteus 11, vers 28. Matteus 11, ek het nou Johannes toe gespring daar. Hoor wat sê Jesus, Jesus sleutel, hoor hier. Hy sê, neem my juk op julle, hoor hier, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Hoor weer, ek gaan dit weer lees vir jou. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Hoor jy wat sê die Here? Hy sê, rus kom nie net van self nie. Rus kom nie net wanneer iemand 'n uitnodiging rig en ek vir julle kom bid, en ons die Here vertrou vir iets bonatuurliks wat gaan gebeur. Die soms doen die Here dit, maar dis die uitsondering op die reël. Rus in ons lewens kom wanneer ons die Here soek, wanneer ons die leiding van die Heilige Gees soek, wanneer ons dit wat die Heilige Gees ons wil leer, wanneer ons dit soek en najag in ons lewens. Dis wat die teks sê. Hy sê, dan sal julle rus vind vir julle siele. Rus ontbreek baie keer in ons lewens, want ons soek nie na die Here nie. Wat sê Jesus? Hy sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Matteus 6 vers 33 sê Jesus, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Hy het vir ons 'n helper gegee, die Heilige Gees is ons trooster, hy is ons een wat langs ons inkom. Hy is die een wat jou wil help om hierdie laaste deel van die jaar die Here te sien. Hy wil hê dat jy vanmôre die jukke wat jy dra moet verruil vir die juk van Jesus. Die juk wat alleenlik deur die Heilige Gees vir ons rigting kan gee, wat tempo sal bepaal in ons lewens en wat ons sal help om die laste waarmee ons vanmôre ingekom het te dra. Die Here wil nie dat jy alleen moet trek hier na die einde van 2025 toe nie. Jy word aan iets verbind, aan iemand verbind. Sy naam is Jesus. Hy roep ons vanmôre terug na verhouding. Hy roep ons vanmôre terug na intimiteit met hom. En hy beloof vanmôre vir elkeen van ons rus wat diep en wat werklik is. Nou, ek wil afsluit vanmôre en ek wil vir julle 'n vraag vra. En ek wonder of jy miskien jou oë sal sluit net vir 'n oomblik saam met my.
Die juk van Jesus in ons lewens is veronderstel om sag te wees, met lig wees. Hy skets scenario's, 4 scenario's uit die konteks uit. Hy praat van mense wat hard gehardloop het vir geloof en dinge het nie uitgewerk soos wat hulle gehoop het nie. Johannes het in die tronk. Hy twyfel, hy sê, is dit die Messias wat sou kom? Hy het meer vrae as antwoorde. Jesus spreek mense aan wat geglo het hulle is verbondskinders, maar hulle het so ver weggedwaal van hom af. Sonde. Toegelaat. Toe die druk kom, toe gryp hulle na iets in plaas van na iemand. Ons doen dit baie, broers en susters. Ontvlugting, tydelike verligting. Maar dit is 'n stryk van die vyand. Want hy plaas jou in 'n sirkel, in 'n spiraal. Hy versadig en hy bring verligting net vir die oomblik. Môreoggend as jy opstaan, is die gat maar weer daar. Daar's net een wat daai leemtes in ons lewe kan vul. En dis die Here Jesus self. Maar die vraag van môre is vir ons wat ingekom het, is wat is jou juk? Waarmee sit jy vanmôre hier? Is die juk van bitterheid? Is iets wat so vinnig kan houvas kry op ons lewens. Iemand het my leed aangedoen en ek het vanaand gaan slaap sonder om te deel daarmee. En môre het daai onvergifnis en bitterheid omskep. Is dit 'n las wat jy dra, dat jy alles probeer self doen het hierdie jaar en alles probeer fix het en maak nie saak hoe hard jy probeer het om die goed te fix wat verkeerd gegaan het nie, jy kon dit net nie regmaak nie. Luister, ek wil vanmôre vir jou sê, nie alles wat gebreek is jou verantwoordelikheid om te fix nie. Ek voel die Here wil vanmôre vir ons help om die laste af te lê hier. Ek kan nie 2026 ingaan met hierdie sware juk wat nie van die Here af is nie. Is dit die juk van om almal tevrede te stel? Ek wil vanmôre vir jou sê, maak nie saak hoe hard jy probeer nie. Jy gaan nooit almal tevrede stel nie. Wat saak maak, is dat jy die Here tevrede stel met jou lewe. Is dit dalk die juk van verwagtinge waarmee jy ingekom het vanmôre? Ons almal loop met daai juk rond. Verwagtinge wat geprojekteer is na my toe. Niemand het dit ooit gesê nie. Niemand het ooit gesê dis wat hulle van jou verwag nie. Maar jy loop rond met daai verwagting. En jy probeer nou opleef na iets wat die Here Jesus nooit op jou gelê het nie. Jesus sê, sy juk is sag en sy las is lig. So ek wil jou vra vanmôre. Ek kan vir jou niks doen, behalwe om te fasiliteer nie. Ek wil jou vra, terwyl jou oë gesluit is, om vanmôre vir die Heilige Gees te vra. Wat is die juk wat jy dra vanmôre? Besef jy dat daai juk, as hy nie van die Here af is nie, dat daai juk jou lewe potensiaal kan seermaak, jou besluite in 'n rigting indruk wat nooit die koers is wat die Here wou hê jy misloop nie. Jesus wil ons vrymaak van die goed, sodat ons kan lewe vanuit sy rus. Daar's een persoon vir wie jy moet lewe, en dis die Here. Wat sê hy vanmôre vir jou? Ek soek nie vanmôre, mense is baie slim, ons kan alles wat ons doen regverdig met storieetjies. As ek 'n ding regtig wil doen en nie wil ophou nie, kan ek dit regverdig. Ek kan selfs Bybelversies kry
om my regverdiging te staaf. Ek vra vanmôre vir jou, wat sê die Heilige Gees vir jou vanmôre? Wat is die juk wat jy dra? Is dit die juk van selfverwyd? Het die Here nie gesê, ek het met hierdie goed gedeel reeds 2000 jaar terug aan die kruis nie? Is dit die juk van selfveroordeling? Is dit die juk van 'n verwronge identiteit? Woorde wat gespreek is oor jou lewe, wat jou gebind het, en nou doen jy wat jy doen, en jy is wie jy is. Luister mooi na die stem van die Here. Het al die oë gesluit. Wat sê die Heilige Gees vir jou vanmôre? Wat is jou juk wat jy moet neerlê vanmôre? Om 'n juk neer te lê en te erken, dis nie 'n teken van swakheid nie. Dis 'n teken van geloof in die Here. Jesus sê, kom na my toe. Luister hier vanmôre, jy kan niks doen aan die verlede nie. Maar jy het 'n keuse wat jy vandag gaan doen met die Here. Hou op leef in die verlede. Hou op leef in die toekoms. Die Here, Heilige Gees sê vir my, ek moet dit sê. Is van ons wat gebind is deur die juk van môre. Alles wat ons doen gaan oor môre. Die Here sê, jou dwaas. Wie sê jy gaan môre hier wees? Het al die planne. En planne is goed. Maar die Here sê vandag kan dit van jou af weggeneem word. Waarom bekommer jy jouself? Waaroor is jy vreesagtig? Die Here sê, lê daai juk neer. Hy sê, vandag, nou is die uur wat ek jou gegee het. Lê daai juk neer en laat die vrede van die Here, laat dit jou deel word. Luister, jy verstaan alles wat jy deurgaan vanmôre. Hy het 'n vleeslike liggaam aangeneem, sodat hy medelee kon hê met dit wat jy deurgaan vandag. Wat sê die Heilige Gees vir jou vanmôre? Hemel Vader, ons gaan 'n lied luister. En Here, ek kan nie meer sê nie, maar ek wil U vertrou vanmôre, dat U gaan help, dat U kinders vanmôre jukke gaan neerlê. Luister, niemand kan dit vir jou doen nie. Dis jou keuse. As jy dit vanmôre voor die voete van die Here sit, kan die Here in daai area van jou lewe inbeweeg. Solank as wat jy daai deur toehou, sal hy buite bly. Hy sal nie teen jou menslike wil beweeg nie. Hy wag vir jou. Jy wag vir 'n deurbraak. God sê, ek sal beweeg, jy beweeg eerste. Ek vra vanmôre, lê dit neer. En laat die Here daarin beweeg. Speel vir ons daai lied dan. Ek wil ons 'n geleentheid gee vanmôre. Ek wil jou vra, maak erns vanmôre met die Here. Sien dit in jou gees. Lê dit neer. I know that in stillness and quiet that I am the Lord, and let go